Here God, vanoggend wil ons net voor U stil word. Wil ons net in aanbidding voor U staan, Here. En U besef dat sonder U is ons niks. Sonder U op ons eie krag en met ons eie sterkte sal ons ooit genoeg wees. Here, net soos ons vanoggend tydens die worship beleef het, hoe 'n generator afsit en hoe krag aangaan, net so het ons U krag konstant nodig. Here, en sommer met dit gesê, wil ek U seën afbid oor Tsanien Stoom en Elektries hier langs ons. Here, oor Rudy en Susan wat sonder om betaling te verwag vir Dynamis backup krag verskaf elke keer as daar load shedding is. Op hulle koste, op hulle tyd, op hulle moeite, op hulle onderhoud. Here, dankie dat U 'n liggaam bymekaar gebring het, die kerk. Elke mens hier, van die musiek hiervoor tot die kinderkerk daar agter en daarbo, en tee en koffie en Here, mense wat U hande en U voete is. Sodat ons saam as 'n geloofsfamilie vanoggend U kan aanbid. Sodat klank gehoor kan word en beeld gesien kan word en koffie geniet kan word en kinders geleer kan word. Here, wow, U liggaam in aksie. Here, nou wil ons by U voete kom sit. U kinders, wil ons opkyk na ons volmaakte hemelse Vader. En ons wil vra asseblief, Papa, praat met ons soos net U kan. Ons het U nodig, Here. Spreek. Ons luister. Amen. Ons het begin van die jaar met ons visiepreek, ons visieboodskap, die eerste Sondag na die skole begin het ons begin met die feit dat ons hierdie jaar daarop wil fokus om te sê, maar God het jou gemaak vir meer. Vir meer as wat hierdie wêreld verkoop, vir meer as wat waar jy is tans. Die Here wil hê jy moet groei en verbeter en nader aan Hom kom en nader aan sy doel kom vir jou. En toe het ons 'n reeks begin rondom die feit dat God vir jou 'n droom het, vir jou persoonlik. Ons het die hele reeks daaroor gedoen wat vanoggend klaarmaak, en die laaste 3 boodskappe was regtig intens goed en intens geseënd van hierdie reeks. Oor hoe kom ek deur probleme en wat gebeur wanneer ek in God se doodloopstraat kom, en vanoggend praat ons oor daai oomblik wat jou doodloopstraat soos die see voor Moses, hulle net oopgaan en jy sien net die grootheid van God. Want jou doodloopstraat, daai plek waar jy dink alles is verlore, dit kan nie meer nie, alles wat jy voor gedroom het, alles wat jy voor gehoop het, alles wat jy aan gewerk het, dit voel of dit vir niks was nie, en asof jy buite God se wil beweeg en of God jou vergeet het. Daai oomblik is die oomblik wat God sy deurbraak bring, wat God sy bevryding bring, soos hy dit vir Moses hulle gedoen het. En God het vir Moses in Israel, ons het dit laasweek gehoor, het hy gebring tot by daai doodloopstraat met berge aan elke kant en die Egiptenare wat van agteraf aanval. God het geweet hulle gaan in daai posisie wees, en hy het dit gedoen vir een rede, en sy doel was doeteenvoudig om Israel te leer en om my en jou te leer in daai omstandighede wat jy voel, daar's geen ander hoop nie. Om jou te leer, maar as jy op God vertrou, sal hy deurkom vir jou. Sal jy sy grootheid sien, sal jy sy almag sien, sal jy sien dat hy is God en jy is mens. So, God wil jou iets leer in jou doodloopstraat. Hy wil vir jou sê, maar daar's iets wat jy moet vat. En vanoggend gaan ek verwys na 'n klomp gedeeltes in die Bybel, en as ek hulle almal lees, gaan ons 2 ure hier wees, en ons is nie daai tipe kerk nie, en ek weet nie, ons is Afrikaans, en ek weet nie, in Afrikaanse kerke na 'n uur, dan is ek baie bang, hier's 'n val deur hier, wat as 'n uur verbygaan, dan val ek hier deur, en mense begin my skeef aankyk, en begin kyk of hulle horlosies werk. So, maak asof ons Matteus 14 vanoggend gelees het. In Matteus 14 kom Jesus en hy sê vir sy disippels, gaan op die water uit, ek gaan een kant toe, ek gaan 'n bietjie bid, en dan sal ek by julle aansluit, en hulle maak soos Jesus sê, want hy's Jesus, nagat hulle, en hulle gaan weg met die boot, en dan kom maar 'n storm, en Jesus kom op die water aangeloop, en hy maak die storm stil, en hulle is op hierdie water, in hierdie storm, in die middel van hierdie meer van Galilea, of see van Galilea, en hulle is daar, maar God het hulle daar gesit. Maar in daai storm is hulle alleen en sonder Jesus, hulle bitter bang en hulle sê, wat nou? Want hulle het uitgevaar toe die son nog geskyn het, en teen die aand, Jesus het obviously baie lank gebid, en teen die aand steek die storm op en hulle voel magteloos. En Jesus kom aangeloop in wat hulle in daai tyd na verwys het as die 4de nagwaak.
Nou, ek weet presies waar dit vandaan kom. Dis wanneer jy die 4de keer opstaan vir jou nuwe baba. Nee? Dis hier tussen 3 uur en 6 uur in die oggend, is ek reg? Of is dit die 10de keer wat jy opstaan, of die 12de keer wat jy opstaan? Nee? So in die 4de nagwaak, hier tussen 3 AM en 6 AM, wanneer die kind klaar geslaap is en sê, "Raai papa, jou dag gaan nou begin, mama's moeg." Sy het haar kans gehad. Kom Jesus aangeloop op die water, en eers dink hulle is 'n spook, obviously. Maar Jesus daag nie op toe hulle probleme begin nie. Jesus is nie daar toe die probleme tref nie. Die wonderwerk gebeur toe hulle in hulle absolute donkerste uur was. Toe hulle gevoel het, maar die situasie is hopeloos. En ek het soveel gesprekke al met mense gehad in Dynamis, en ek kan myself onthou, en ek wil nie te veel detail gee nie, want van hulle is hier vanoggend, van mense wat op daai plek in hulle lewe was, wat soveel ingesit het, en kostes aangegaan het, en dinge gedoen het, om God se droom te sien waar word in hulle lewe, en dan voel het net of niks gebeur nie. En as jy in daai donkerste uur is, of was, en ons het laasweek gepraat van Abraham en Isak, en wanneer het God die lam in die bos gegee, wat geoffer kon word, die oomblik toe hy die mes oplig. So in watter uur van jou nag is jy nou? En dit maak nie saak hoe donker jou nag is nie, want die lig is op pad, jou bevryder is op pad. En vanoggend wil hy vir jou wys, wat is die sleutel tot jou deurbraak of jou bevryding? Wat gaan maak dat God vir jou deurkom? En dit gaan oor die keuse wat ek en jy moet uitoefen. Gaan ek paniekbevange raak, paniekstasies raak, soos Johan Fourie? Ek is baie goed daarmee, vra my vrou. Op skool was my bynaam Stressprinses, dit was een van verskeie. En hulle die beste dit gesien in my matriekjaar, toe was ek hier onder, moenie dink ek was amazing en awesome nie. In my skool was dit was my gemiddeld 60% en ek was in die top 10. Dit was daai tipe skool. Ek het net een redenaars toespraak gedoen toe ek die onderhoofseun van kultuur. So dit werk. En toe moet ek die hele groentjie konsert skryf. En ek moet hom aan mekaar sit en natuurlik, daai eerste aand openingsnight, curtains oop, al die dinge, ligte, klank, al die goeters moet werk in die graad 8's. Dom imbesiele wat nie weet wat, verstaan jy, voel hulle is groentjies, hulle weet nie wat om te doen nie, en het hulle nooit niks in, vir elk geval. En dan stres jy, daar het ek my bynaam verdien, Stressprinses. Nee, vra my vrou, op 'n Saterdag aand is ek 'n wrak. Elke Saterdag. Dan sê sy, maar wat gaan? Dan sê ek, môre Sondag. Dan sê sy, maar hoeveel Sondae het jy nou al gehad? In elk geval. So ek en jy moet hierdie keuse maak, wanneer ek in hierdie situasie is wat vir my donker lyk en donker voel, gaan ek bekommerd raak en paniekbevange raak, of gaan ek God loof en aanbid uit verwagting, want dit is die sleutel, is daai geloofsgevulde dankbaarheid. Ons lees daarvan in Filippense 4 vers 6 tot 7, waar Paulus vir die gemeente in Filippi herinner, moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Moet oor niks worry nie. Niks is niks, dis geen, dis niks, dis minder is niks, dis daai ding met die vloekwoord, nê? Dis niks. Maar bid oor alles. Dis hoekom Jesus so lank gebid het, sy met sy pa gepraat het, want hy het gebid oor alles. Nee, as jy wil weet hoe bid 'n mens oor alles, maak jou vrou kwaad, en dan hoor jy, hoe vertel sy vir jou alles. Nee. Nou daai alles, dis hoe mens bid by die Here. Nee. Vra alles wat jy van God nodig het, terwyl jy hom dank vir alles wat hy gedoen het en klaar doen. En as jy daai ding doen, dan bou dit jou opgewondenheid en jou verwagting oor wat gaan God doen, want God was getrou in die verlede, en ek fokus nie op my gemors nie, ek fokus op my God, want God is groter as my gemors in hierdie doodloopstraat, en skielik is ek opgewonde en ek is excited, en mense dink ek's mal, want ek is in die middel van dis nag in my lewe, maar ek's opgewonde. En want hy sê, en dan sal God se vrede, wat meer is wat jy dink, die Grieks is letterlik wat groter is as wat jou verstand kan verstaan, sal oor jou hart en jou gedagtes die wag hou. Met ander woorde, sal maak dat jy nie paniekerig raak nie, en hopeloos raak nie. Maar ons vergeet hierdie ding van geloofsgevulde verwagting en geloofsgevulde lofprysing. Onthou hierdie storie van Jesus en Lazarus. Lazarus was Jesus se vriend, en sy sissies was Maria en Martha, en ons het ook in die reeks oor hulle gepraat.
En Lazarus is siek en hulle laat vir Jesus weet, hoor jy, Lazarus is siek, jy moet kom. Sien asof hulle daai tyd serieus dokters gehad het nie, die dokter, die tandarts, die veearts was almal dieselfde en hy het net een tool gehad en dit was 'n ding wat gelyk het soos 'n tang. En dis daarmee het hy alles gedoen. En hulle wil nie vir Lazarus na daai dokter toe vat nie, want hy doen net allerlei weird goed. En hulle weet Jesus kan mense gesond maak en hulle sê Jesus asseblief. En toe Jesus daar aankom, toe is Lazarus al 4 dae dood. Nou as ek 'n dokter is en iemand bel my en hy sê kom daag op, en ek daag op en die persoon is al 4 dae dood, dan gaan hulle sê jy's 'n useless dokter. Nee, dis soos as die dominee bel en sê ons het huweliksprobleme en jy daag op as hulle in die skeihof staan. Daai is bietjie laat. Dis so klein bietjie, jy het so bietjie die bus gemis. Nou Jesus daag daar op en Lazarus is dood. En almal dink Jesus is laat, maar alles verkeerd. Maar Jesus se plan was nooit om Lazarus te genees nie. Sy plan was van die begin af om Lazarus uit die dood op te wek. En die rede is dat hy wou geen twyfel los dat dit net God is wat dit gedoen het nie. Dat niemand anders dit kon doen nie. So ek en jy, ons sit in hierdie doodloopstraat en jy dink die Here is te laat en hy daag nie op nie en jy dink jy weet wat die beste is en jy weet wat die oplossing is en die Here wil vanoggend vir jou kom sê, wow bietjie, God gaan opdaag en sy oplossing en sy antwoord vir jou situasie is groter en beter as wat jy ooit kan dink en gaan aan God meer eer gee as wat jy dink en dit sal vir die wêreld wys dat jou drome het waar geword want God het dit moontlik gemaak. Nie jy so grand nie, nie jy so awesome nie. God is God en jy is nie. En dis ons probleem. Ons dink as God vir ons 'n droom gee of ons kry hierdie bevlieging, hierdie wat is daai Engelse woord? Ekskuus. Hoe sê iemand vanoggend, ek gaan nie vanoggend dors word nie. Jy kry Engelse die woord hierdie epiphany, hierdie besef in jou kop, hierdie oomblik van helderheid. Jy kry hierdie epiphany, dis wat God vir my wil hê, dan skuif jy God een kant toe en dan gaan jy en jy chase hom. En dis wanneer ons droog maak. Want jy het God nodig, elke tree van die pad. Jy moet nie vir 'n oomblik dink jy is God van jou lewe nie. Jy moet nie vir 'n oomblik dink jy het al die antwoorde nie. Jy moet die heeltyd besef, God is God en jy is nie. Hy doen dinge op sy tyd en op sy manier. En ongelukkig vir my en vir jou, het ons met Abraham laasweek gesien, dit voel of sy tyd en sy manier die laaste moontlike oomblik is. Maar gaan kyk wat doen Jesus voor hy Lazarus opwek. Jy kan dit self gaan lees. Johannes 11 vers 41. Jesus sê vir hulle moet die klip wegrol en wat doen Jesus? Hy praat nie met Lazarus nie, hy praat eers met sy Vader. En hy sê Jesus het sy oë hemelwaarts gerig en gesê, Vader, ek is dankbaar teenoor U dat U na my geluister het. Vir Jesus was Lazarus klaar lewendig. Want op pad het hy gebid en hy het vir die Here gesê ons gaan nou hierdie ding doen en hulle gaan vir Lazarus opwek en toe hulle die klip wegrol, toe sê hy vir die Here voor hy opstaan, voor hy met sy lappar uitkom soos 'n spook, kom Jesus en hy sê dankie Here dat U klaar vir my geluister het. Geloofsgevulde verwagting. Dis die sleutel tot jou bevryding. Daai wete dat God is die God van Romeine 8 vers 28. Romeine 8 vers 28 kom Here en hy sê, vertrou dat God alles in jou lewe ten goeie sal laat meewerk. Alles, selfs jou slegte besluite kan God iets mee doen. Dit wat mense aan jou doen, dit wat as die bank nee sê, God het nie nee gesê nie. As dit reën en jy wou nie reën gehad het nie, God weet dit en hy gaan dit sort en as dit nie gereën het nie en jy wou reën gehad het, sal God gee dat dit reën op die regte tyd. En dis hoekom hierdie dambouers agtergekom het, hulle so 'n bietjie hulle wiskunde verkeerd gedoen. Want as hulle minder die geld gesteel het en vinniger die dam gebou het, sou die dam nie oorstroom het terwyl hulle nog besig was nie. Maar God vat al hierdie goed wat in my en jou lewe gebeur en as ons saam met hom stap, dan sê hy op die regte tyd sal ek alles laat uitwerk. Maar moenie kyk vir hierdie goed wat om jou gebeur nie, want ek sal al hierdie goed vat en ek sal dit bymekaar bring en ek sal iets doen wat my sal eer en God se my drome vir jou sal waarmaak. So hoe kom hierdie deurbraak? Wanneer kom ek en jy by hierdie ons grootste deurbraak om beveiling? Stel jouself voor, volgende Sondag begin ons met die voorbereiding vir Paasfees. Jy kan nie glo aan die volgende Sondag, dink ek is dit 6 weke, dan is dit Paasfees.
Stel jou voor die disippels se wanhoop. Jesus het saam met hulle geloop, dooie mense lewende gemaak, kos gegee vir duisende, bla bla bla, melaats is genees wat ongeneeslik was. Jesus het al hierdie goed gedoen en hulle dink hy's amazing, hy gaan die bevryder wees en hy gaan die Romeine in die see injaag en daar hang hy aan 'n kruis. En die persoon wat hulle gedink het is hulle verlosser is besig om te sterf. Maar sien, dis die probleem met my en jou, ons leef soos 'n perd wat in 'n resies hardloop met oogklappe. Hulle probleem is, hulle het nie geweet dat God spesialiseer nie in kruisigings nie. God spesialiseer in opstandings. En dis die wonderlikste, grootste bevryding in die geskiedenis van die wêreld, dat God kom, sy seun sterf aan 'n kruis vir my en vir jou, sodat ek en jy verlos kan word van ons verlede en kan begin werk saam met God aan hierdie toekoms wat hy vir my en vir jou het terwyl ons nog op hierdie aarde is. Daai lied wat ons gesing het, wat ons tema lied is vir hierdie reeks, I wasn't made to be tending a grave. Jy's nie gemaak om te sê, Here, hier is ek, hier's my lewe. Jy gee jou lewe vir die Here, hy word jou verlosser en dan staan jy nou daar en jy vir die res van jou lewe sê net dankie Here, dankie dat U my sonde vergewe het. Dankie Here, dankie dat U my sonde vergewe het. Dis soos om 'n graf op te pas. Hy sê draai om. Beweeg vorentoe saam met die Here. En gaan leef daai lewe van volheid, daai lewe van meer wat hy jou voorbestem het. En dis die grootste bevryding wat ooit kan gebeur. God kom oor in die Bybel en hy wys dat hy spesialiseer om 'n doodloopstraat te verander in 'n snelweg. Abraham weet nie wat gaan God doen, hoe gaan hy kinders kry nie, hy's 99, God gee vir hom 'n kind, al is hy so oud. Josef is eers in 'n put, toe in 'n tronk, toe 'n slaaf, toe in 'n tronk, en toe hy 'n kind was, hierdie size, toe vertel hy vir sy paale dat almal gaan voor hom buig en almal gaan voor hom buig. En hy moes jare en jare wag totdat die Here hom in daai posisie gesit het. Daniël in die leeukuil, Dawid en Goliat, Dawid wat deur Saul agtervolg is en amper doodgemaak is, en hy was die gesalfde van God om koning te word. Doodloopstraat op doodloopstraat in die Bybel, Jesus aan die kruis. God kom elke keer en hy gee die deurbraak. Jou doodloopstraat is nie die einde nie, dis die punt waar God se wonders begin. En ons 3 tipes deurbraak wat ek en jy kry, en die probleem is ons soek net die eerste een. Ons soek die eerste een. God se 3 soorte bevryding is 1 is ekstern. God kom en hy verander al jou omstandighede en jou lewe is awesome. Ons soek almal daai. Ons soek dis wat ons wil hê. Jy soek die kar wat jy wil hê, jy soek die huis wat jy wil hê, alles moet reg wees, die koskaste moet oopmaak, moet al die lekkerste goed daar wees, jou klere, al die dinge, lekker, alles moet mooi wees, jou kinders moet skool toe gaan, hulle moet sonder moeite alles pas, niemand moet hulle boelie nie, alles moet net lekker wees, man, jou kar se brandstof is nooit op nie, jou kar se battery is nooit klaar nie, load shedding, jou huis, almal se huise kry load shedding, joune wonder bo wonder, altyd lig, want God is hier. Sorry, daai een werk nie altyd nie. God doen nie altyd eksterne bevryding nie. Ja, op pad na jou droom toe, sal hy sekere goed laat gebeur en sekere goed verander wat ekstern is. En ja, op 'n stadium, kyk hier's Dynamis. Begin in 'n kapel by Fairview, toe 'n saal, toe 'n skoolsaal. Jare en jare van Sondagoggende, pak uit, pak in, pak uit, pak in, voordat God vir ons 'n huis gegee het. Dit gebeur nie net oornag dat God jou eksterne omstandighede so met 'n towerstafie kom sê kom ons maak dit beter nie. Die een wat hy meer doen as die eksterne verandering is die interne verandering. Hy verander jou om jou lewe anders te sien, om die wêreld anders te sien. Om in plaas van om te moan oor die land waarin jy bly en te vloek vir die regering wat besig is om droog te maak, om te begin bid vir jou land. En te bid vir sy leiers. Want imagine die getuienis wanneer die leiers van ons land die knie buig voor God en nie die knie buig voor geld nie. En dan is daar ewige bevryding wanneer God my vat uit hierdie lewe oor na die ewige lewe saam met hom. En sommige mense wat in doodloopstraat is, in 'n doodloopstraat waar hy 'n kankerdiagnose gekry het, of een of ander ding, een of ander finale ding, en jy bid, en jy bid, en jy bid,
en die genesing wat God, die bevryding wat hy vir jou het, is ewige bevryding. Verlossing van hierdie wêreld. Want God weet, die volgende wêreld wat vir jou wag, is soveel beter. So ek weet nie hoe God se deurbraak vir jou gaan lyk in jou doodloopstraat nie. Miskien gaan hy goed ekstern vir jou verander, of miskien moet hy eers goed in jou verander voor hy goed om jou kan verander. Of miskien sê God, hierdie is jou doodloopstraat, hierdie is jou einde. Maar weet dat ek jou kom haal en dat jy by my gaan wees. Dis hoe dit werk. En ek en jy kan weet dat ons weet dat jou deurbraak, jou bevryding, hoe dit ook al lyk, ekstern, intern of ewig, dis gegarandeer. Nie want ek sê so nie, ek is 'n mens, ek is verganklik, ek is vol foute. As jy wil weet of 'n pa vol foute is, vra sy kinders. Hoor wat sê Hebreërs 10. Kom ons hou ook styf vas aan hierdie hoop wat ek bely. Want ons kan op God staat maak, hy sal doen wat hy beloof het. Sê gou vir my, het jy al beloftes gemaak wat jy gebreek het? Die antwoord is ja. Ek guarantee jou, dit is jy mens is, het jy beloftes gemaak wat jy nie gehou het nie. Want jy's 'n mens. God is nie 'n mens nie. Hy gaan nie lieg nie. Hy maak nie 'n belofte wat hy nie hou nie. As God sê hy sal alles ten goeie laat meewerk, dan sal hy dit ten goeie laat meewerk. As God sê hy sal op die water aangeloop kom en hy sal jou storm stil maak, al is dit in jou donkerste uur, dan sal hy dit doen. Filippense 1 vers 6. Paulus getuig in Filippi. Weet julle waar hy toe hy Filippense geskryf het? In 'n tronk. En nie hierdie hotelle wat ons deesdae bou en tronke noem nie. 'n Gat in die grond, sopnat, stink, mif, vasgemaak. Hulle gooi sommer die kos daar van bo af uit by die gat in en jy moet daai van die vloer af eet. En sorry, niksige ure in die jaar ten. Kom ons kry vir jou lekker kleertjies en lekker gratis ete en stort 'n bietjie, bad 'n bietjie. Nee, hulle gooi jou in 'n gat en hulle maak of hulle van jou vergeet. Nee. Hy sit in daai gat. En op 'n manier kry dit reg om hierdie brief te skryf wat ons Filippense het vandag, een van die blyste boeke in die Bybel. En hy begin hierdie boek met hierdie woorde in die eerste hoofstuk. Ek is oortuig dat die goeie werk wat God in jou begin het, hy sal voortsit tot hy dit klaar maak wanneer Jesus terugkom. So God sê letterlik, my en jou lewe is hierdie tree en tree en tree. Elke tree moet 'n tree wees, nader aan God se doel vir my, nader aan God se droom vir my. Dit wat God begin het, toe ek my lewe vir hom gegee het by die voet van die kruis, dit sal hy klaar maak. Nou imagine om dit te sê in 'n tronk, en jy weet nie of jy uitkom nie. En nog steeds in geloof gevulde verwagting te sê, ek staan op die beloftes van my God. So wat is jou eerste reaksie wanneer God se deurbraak of verlossing vir God moet behoort te wees as God jou deurbraak gee? Is prys hom. En dan terwyl jy in daai doodloopstraat wag, moenie my voorbeeld vat nie, myne is bad. Ek vang paniekstasies, my vrou sê kom ons bid daaroor. Ja, ek het gister 'n amazing ding gesien. Ek is by die taffie gewees, nie om te hardloop nie. Ek is nie mal. Nee. Laas jaar gehardloop, sal nie weet nie. Nee. En ek is daar en ek is bewus van iemand op die pad wat swaar kry en dit gaan moeilik. En ek staan langs 'n jong dame wat hierdie persoon ken, wat op die pad is. En hierdie jong dame, sy sê, luister oom, ek het nie airtime op my foon nie, maar kan ek haar bel van oom se foon af? En ek dink, ja nee, julle is bel haar, hier is my foon. En sy bel haar. En weet julle wat was hierdie meisie wat langs my staan? Ek sien dom nie, né? Julle moet die prentjie sien. Sy staan langs my. Sy bel hierdie persoon op die pad, wat sukkel om hierdie ding klaar te maak, want sy is siek, en sy het gesê sy sal klaar maak. En hierdie girl leer 'n dominee 'n les. Toe daai persoon op die pad optel, toe sê sy, kan ek vir jou bid? Jesus, ek was skaam, ek het so klein gevoel. So klein. Terwyl jy wag in God se doodloopstraat, terwyl situasies en omstandighede moeilik is, stres jy,
bid jy, soos Jesus gebid het. Here, dankie dat U my klaar gehoor het. Ek het hierdie spreekwoord bietjie aangepas, want ek hou nie van die original. Die original sê, if God closes a door, praise Him in the hallway. Ek sê, dis nie God wat altyd deure toemaak nie. Mense kan ook deure toemaak, en die duiwel is 'n spesialis om deure toe te maak. So ek het hom verander. Ek sê net, if a door closes, praise God in the hallway. En so by the way, my God maak die vensters oop, sodat ek hoef uit te spring nie. Hy maak deure oop. Daai ding van, if God closes a door, he'll open a window, daai werk ook nie vir my. Dan moet mense wat deur vensters kom, is diewe. Ek sê dief. Ek steel nie my toekoms nie, God gee hom vir my. Oop arms. Efesiërs 3 vers 20 en 21 uit die boodskap uit. God is so magtig en sterk. Juis met daardie krag werk hy in jou. Hy kan en hy het dinge vir jou gedoen wat jy nie eers kon droom nie. Daarom verdien hy al die eer wat die kerk vir hom gee. Dis hoekom ons nou gehoorship het. Vir die God wat ons aanbid en vir die goed wat hy vir ons doen, sonder dat ons dit verdien. Groter as wat ons dit kon droom. In Spreuke, dink is Spreuke 18:21, ek praat onder korreksie. Staan daar, lewe en dood is in die mag van die tong. Nee? En ek het al baie hierdie voorbeeld gebruik, en moet dit asseblief nie by die werk doen nie, dis vieslik. Dis funny, maar is vieslik. Nee? Jy kom, 10 ouens kom by mekaar en hulle sê, ons gaan vir hierdie ou die hele tyd sê, hy lyk of hy nie lekker voel nie. En elke keer as jy die ou sien deur die dag, dan sê jy, hoor, you're right. Lunchtyd sê by die huis, in die bed. Nee? Want jy van die hele tyd, want daar's lewe en dood in die mag van die tong. Dink bietjie aan jou lewe. Die goed wat mense vir jou gesê het, hoe dit ingebrand is in jou gees. So ek en jy moet ook leer om te begin lewe spreek. In plaas van om dood te spreek. Ons het laasweek het ons gesê, wanneer sien ons dat ons hoop het vergaan? As ons begin om die woord nooit te gebruik. God gaan nooit vir my deurkom nie. Dit gaan nooit met my goed gaan nie. My kinders gaan nooit. Nooit. God doen nie nooit nie. God doen altyd. So ek wil hê, jy moet vandag daai verse in Efesiërs vat, en ons gaan dit oor onsself spreek. Jy gaan hierdie sê, agter my aan. God moet dit hoor. Want hierdie is 'n geloofsverklaring. Jy is soos Jesus wat voor daai graf staan en die klip moet wegrol voor jou moeilike omstandighede en God se droom vir jou moet uit daai graf uitkom. En so jy moet staan en jy moet dit spreek. Ongeag hoe lank dit vat en tot watter naguur jy gaan wag. Spreek dit saam met my. Agter my aan. God is magtig en sterk. Hy is nie magtig nie en hy is nie sterk. God is magtig en sterk. Die blou bulle dink ek kan hierdie game wen. Ek dink my vrou is lief vir my. Ek dink ek is honger. Ek weet nie regtig nie. Jy klink soos Droepie, man. Ken julle onthou julle vir Droepie? I'm so excited. Really? Jy moet dit sê en dit glo. God is magtig en sterk. Nee, sorry. Kom ons beledig nie die Here nie. Jy praat van die skepper van die hemel en die aarde. Wat spreek en sterre verskyn. Wat jou sal doodbrand as jy naby kom. God is magtig en sterk. Sy krag werk in my en in my lewe. Hy kan en het dinge vir my gedoen. Waarvan ek nie eers kan droom nie. Kyk terug oor jou lewe. Ek weet dis die waarheid. Nou gaan ons praat oor Vrydag aand wat die manne so 'n bietjie bymekaar gaan kom en ons gaan dit hoor uit iemand se lewe uit. Saam as mans gaan ons hoor dat God goed doen wat jy nie eers van kan droom nie.
voor jy nog gebore was. Daar agter het ek vanoggend 'n nuwe vars babietjie vasgehou wat 6 weke oud is. Voor daai kind gebore is, het God geweet wat sy droom is vir daai kind. Het hy in daai kind gesit, talente, gawes, drome, begeertes. Alles wat daai kind nodig het, sodat daai kind streef na hierdie een ding wat net daai kind op hierdie aarde kan doen. En hy gaan jou toerus op sy tyd en op sy manier, en hy gaan jou deur hierdie 6 fases vat. Hy gaan jou help om die droom te ontdek, en hy gaan vir jou help om tot aksie oor te gaan, maar jy gaan hy besluit moet maak. En dan gaan jy in 'n wagkamer sit, en dit gaan nie lekker wees nie, want jy moet wag en wag en wag, want God se droom gebeur nie oornag nie. En dan gaan daar probleme kom, en ons het jou gewys om dit te hanteer, en dan gaan daar doodloopstrate kom, en jy gaan hulpeloos voel, en dan gaan God die see vir jou oopmaak, en dan gaan jy God se bevryding sien, maar dit gaan oor en oor gebeur. Wash, rinse, repeat. Maar moet nooit opgee nie. Ons teks vir die jaar is Efesiërs 2 vers 10. Wat jy ook nou oor jouself gaan spreek. Sê agter my aan, hierdie hoef jy nie so hard te sê. Jy praat met jouself, hierdie is 'n gebed. Hierdie is tussen jou en God. Ek is gemaak vir meer. Ek is God se handewerk. Ek is God se meesterstuk. Ek is gemaak vir goeie werke, vir God se droom, wat God vir my bestem het. Jy is gemaak vir meer. Here, ek bid vanoggend dat die goed wat ons gehoor het in hierdie reeks, dat dit nie op dowe ore val nie. Dat elke een van ons sal besef, Here, dat ons, wanneer ons 'n nuwe lewe begin saam met U, en Here, my gebed is dat elke een hier al reeds daai nuwe lewe begin het, en as iemand hier nog nie hulle lewe vir U gegee het nie, dat hulle dit nou sal doen, dat hulle sê, ek soek hierdie lewe van meer, ek soek hierdie lewe waar God my help, en bystaan deur probleme, want ek kan nie meer my probleme alleen hanteer nie. Here, dat hulle voor U sal buig en sal sê, Here God, hier is ek is 'n sondaar, vergewe my, maak my U kind. Daai eenvoudige gebed, daai een sinnetjie. En Here, elke een van ons wat al reeds daai gebed begin het, Here, help ons om op te staan van die voet van die kruis, en op te hou, dit soos 'n graf te vertel van wat het die Here in die verlede gedoen, hoe die Here my gered uit al hierdie goed uit, en te begin fokus op waarheen is ek op pad, en wat is God besig om te doen, en wat gaan hy nog doen. Here, help ons om daarop te fokus. Maar Here, wanneer daai oomblikke donker raak, help ons ook om terug te kyk en te onthou, maar U is getrou, en U was getrou, en U sal getrou bly. Here, help elke een op hierdie stadium wat in paniekstasies is, wat bekommerd is, wat worry oor die goed wat besig is om te gebeur, hoe banksaldos lyk, en wat in ons land aangaan, en wat in die nuus gebeur, en Here, help ons om, ja, die realiteit is daar, ons ontken dit nie. Ons is nie dom nie, ons is nie vol struise wat ons koppe wegsteek en gate nie, ons sien die realiteite, maar ons sien ook 'n God wat groter is as dit. Help ons om dit te onthou, Here. En nou wil ons U kom loof en prys en dank vir U goedheid en U guns en U seën in ons lewe. Kom ontvang ons tiendes, kom ontvang ons offergawes. Here, dis U geld. U gee vir ons 100%. U sê, gee vir my jou tiende uit dank. Eer my daarmee. En U, Here, gaan so ver om te sê dat as ons dit nie doen nie, dan steel ons by U. Here, ons wil kom en ons wil dit vir U gee uit dank en uit gehoorsaamheid, Here, want U is so onbeskryflik goed vir ons. Kom ontvang ons tiendes en ons offergawes. Ons gee dit met blymoedigheid. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou tiendes en met jou offergawes. Ontvang die seën van die Here. En gaan leef daar buite in die wete dat God jou lief het. En hy beloof, ek die Here, jou Pa, jou volmaakte Pa, sal vir jou goed wees. En ek sal vir jou sorg. En ek sal vir jou my liefde gee. En ek sal jou goedgesind gee. En ek sal vir jou voorspoed gee, anders as wat die wêreld gee. En ek maak myself aan jou vas. Want jy is my kind en ek is jou Pa. Amen.